Mosaïek van digters en skrywers en kunstenaars. Liewe luisteraars, baie welkom by Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. My naam is Rihanna Crawford van Mosaïek van digters en skrywers en dis vir my 'n heerlike voorreg om op Radio Yada hierdie program saam met julle te geniet. Ons visie is om kunstenaars in al sy genres aan ons luisteraars bekend te stel deur onderhoude met hulle te voer en die mens agter die kunstenaar te leer ken. Julle sal ons ook vind op Facebook, YouTube en Telegram en ons nooi al ons kunstenaars uit om deel te word van Mosaïek van digters en skrywers, maar ook alle ander kunstenaars op Facebook en op YouTube. Die platform is vir digters, skrywers, joernaliste, artikels en meningsstukke, kort draaiboekskrywers, radiodramas, bloggers, liedjieskrywers en daarmee uiteraard die sangers wat optree, vloggers en praatpoësie. Ons het saam met Kaleidoskoop die aanlyn glanstydskrif hande gevat en hulle gaan op ons Facebookblad elke begin van die maand met 'n kunstenaar in Suid-Afrika, maar ook oor see op ons Facebookblad gesels, wat dan daarna as 'n podcast beskikbaar sal wees op ons YouTube kanaal met dieselfde naam. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. You once, twice,
3 times a lady, and I love you. I love you. Liewe luisteraars, vanmiddag gesels ons met die baie bekende Ita Vroneman, digter van formaat. Ita, baie welkom by Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. Dis 'n heerlike voorreg om met die vrou agter die vele gawes wat God jou gegee het te gesels. Luisteraars, Ita is nie net 'n formidabele digter nie, maar ook 'n skilder en 'n pianis. Baie dankie, Rihanna en Musiek van skrywers en digters. Bly te ken aan almal en ons luisteraars van Radio Jada. Dis 'n heerlike voorreg om hier te wees. Ita, waar het jy opgegroei? Ek het opgegroei in die Jacaranda stad Pretoria. Daar was ek my hele lewe eintlik. Van laerskool daar af. Dit het begin by laerskool Anton van Wout, destyds in Waterkloof waar ons gebly het, en later het ons na Waverley getrek waar ek gewoon het tot met my troue. My hele skoollewe 'n Pretoriaaner. Kom ons gesels eers 'n bietjie oor musiek. Waar het jou liefde vir musiek vandaan gekom? Ek was my hele lewe lank lief vir alle kunsvorme. Ek is baie vroeg in klassieke musiek blootgestel, want my ma was 'n opera sangeres, 'n mezzo-sopraan. En vroeg kindjare het ek na 'n mooi stem geluister, die suiwer klanke van die Schubert lieder wat sy gespeel het, as ek in die huis ingekom het. 'n Wonderlike voorreg. Het jy in jou skoolloopbaan klassieke klaviermusiek geneem? Ek het vroeg al begin met musieklesse en ek moes Unisa se musiekeksamens voltooi. En dit het ek klaargemaak tot met my finaal. Dis maar ure se oefening. So erg dat ek eintlik na skool net nie meer lus was om te speel nie, en ek het toe net besluit, nou maak ek die klavier. Ita, jy het ook genoem dat jy ballet geneem het op skool. Vertel die luisteraars bietjie meer daarvan. Ek het op laerskool begin met ballet. Ek wou van kleuterjare al dans, maar die voorwaarde is, dan moet ek beloof ek sal aanhou met my musiek eksamens tot met finaal. Nou, dis gedoen, nie? Ek was lief vir teken, en onthou ek het in pauses selfs gesit in die biblioteek en prente teken uit kunsboeke. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound
Na jou skoolloopbaan is jy universiteit toe. Wat het jy gaan swat en by watter universiteit? Ek het my BA graad behaal by die Universiteit van Pretoria of TUKS, soos ons dit genoem het. Ek het my toe gespits op tale, my vakke was Afrikaans en Frans en Engels, maar ook kunsgeskiedenis, dramakunde en sielkunde. My hoofvakke was dramakunde en Afrikaans. Nou vir baie van ons is universiteitslewe nie so lekker nie, maar vertel vir ons van jou ervaring van die universiteitslewe en vertel ons of jou kursus straf was en of jy dit baie geniet het. My universiteitsjare was 'n lieflike tyd in my lewe. My enigste vak wat ek mee gesukkel het was Frans. Dit was vir my baie moeilik en ek het besluit om dit te staak en liewer aan te gaan met kunsgeskiedenis in plek daarvan. En hier het 'n hele wêreld vir my oopgegaan. Daar was ons lekker verlief op die universiteit, nie lekker onder die jacaranda bome gesit en swat en hoop die jacaranda blom val op jou kop, want dan slaag jy. Dit gewoonlik op universiteit het ons baie meer aktiwiteite as net ons studies. Watse buitemuurse aktiwiteite het jy gehad op universiteit? Ons buitemuurs, ek het nie aan sport deelgeneem nie, maar ons het graag na ballet en operaopvoerings, klavierkonserte gaan kyk en behalwe dit die lekker sosiale kuiers by die uithangplekke in Hatfield en rugbywedstryde by Loftus en gewone universiteitsdinge. Soms 'n klasbanke met my ou Magnolia daar sit in Romeis eet ewe stout. Ek het ook sommer vir ontspanning begin met moderne danse, wat lekker was en nie so gedissiplineerd soos ballet nie. So gesels ons nou 'n bietjie oor jou jongmens wees, maar vertel die luisteraars van jou liefde vir die skone kunste. Op universiteit was my een tweedejaarsvak kunsgeskiedenis, wat waarlik vir my liefde vir kuns ontwikkel het. Ons prof Nielsen, die Nederlandse dosent, kon die wêreld vir my oopmaak in sy beskrywings van dinge. Dinge soos loodgrat glasvensters en kathedrale en beeldhouwerke van Michelangelo's en fresco's en dakkoepels. Nou, ek was baie gelukkig want aan die einde van die tweede jaar het ek op 'n studententoer gegaan, ons het die hele Europa deurkruis en daar kon ek sien, ek onthou in Parys in die Notre Dame kathedraal, presies hoe dit was as die wolke so voor die vensters gaan en daai loodglasvensters se kleure so verander. In Rome voor die Michelangelo beeld van Dawid, my verwonder aan sy hande, die standbeeld en die are op die hande. In Venesië en die Doges kathedraal op die San Marco plein het ons gesien al die pragtige fresco's teen die mure. En dakkoepels het ons gesien in die Vatikaanstad in Rome en dan ook in Versailles Paleis in Frankryk. Dit was nou regtig vir my 'n wonderlike geleentheid om my kunsgeskiedenis so te kan uitleef, wat my ook bygebly het al die jare vir my as skilder. Jy het aan my genoem dat jy op universiteit ook 'n groter liefde ontdek het vir die skone kunste. Vertel vir die luisteraars meer hieroor. Ek het op universiteit begin kunsklas neem, privaat, by 'n portretskilder, Johanna Wassenaar, sy is die suster van die bekende digter Theo Wassenaar, en daar kon sy my werklik die meeste omtrent alles leer, omtrent portretstudies waarop ek my toe toegespits het. Jy het ook ander vakke gehad in die kunste afdeling. Vertel ons meer daarvan. Ek het die dramakunde werklik geniet. Dit het my geleer om 'n drama te ontleed of 'n verhoogstuk te kan resenseer, want ons moes toneelopvoerings in die klein teater bywoon om dit te doen. Nou hierdie kennis is blywend. Ita, het jy hierdie kunsteopleiding wat jy gekry het op universiteit en by Johanna Wasserman effektief later jare aangewend? Dis juist hierdie kennis wat my gehelp het in Afrikaans met matriekletterkunde verduidelik. Meer soos my Afrikaanse 3 in die oop vlek van dramas, die hele handelingsverloop waarvan ons geleer het, waarop ek nou nie sal ingaan nie. En as natuurlik in my buitemuurs het dit gehelp as ek toneelstukke moes afrig en my die leerlinge moes help met debatte en toesprake en dinge. En ja, ek moes ook kunswaardering prakties kon toepas, want ons het die vak kuns en kultuur gekry om aan te bied. In daai jare wat ek skool gehou het by Gerrit Maritz. En daar kon my musiekkuns en dans as agtergrond vir my so help om hierdie vak eintlik te ontwikkel. Wat het jy gedoen nadat jy jou graad van BA Honeurs klaar gemaak het? Na universiteit het ek gaan werk soek. Wie kry werk met 'n BA graad? Niemand. Ek het werk gekry by die poskantoor. Ek moes hierdie opwindende werk doen
om al die kartonleers alfabeties te liaseer en elke dag af te stof en al die briewe te liaseer op die regte plekke. Kyk, ek het dit 2 weke lank uitgehou, tot ek bedank, besluit het, nou gaan ek onderwyskollege doen, en ek gaan my HOD doen. Nou ja, daar het ek my toekoms in die onderwys begin, en my vakke was toe Afrikaans, Engels, lewensoriëntering, en later toe nou die kuns en kultuur. Jy het vir ons nou vertel, jy het 'n volgende graad gaan studeer, HOD. Wat het jy gedoen na jou universitêre opleiding? Het jy gaan skool gee en waar het jy gaan skool gee? Ek het na die HOD jaar het ek begin skole hou, destyds by Hoërskool Nylstroom, en toe later by ander skole in Pretoria. Hercules, Montana, ek was baie lank by Gerrit Maritz en toe op Pretoria Noord. Skole het my hele lewe ingesluk, 35 jaar lank. En daar is nie tyd vir enige dinge soos verf of klavierspeel nie.
Daar het egter iets gebeur tydens hierdie jare van skool gee, wat jou hele lewe in oomblikke dramaties verander het. Vertel vir ons, wat het gebeur? In 2007 het ek eendag in die klas skielik gevoel ek kan nie meer sien nie. Ek was besig om klas te gee en toe hulle begin met portefeulje werk. Toe voel ek nou raak ek blind en ek het gaan sit. Nou ja, gelukkig het die klok daarna gelui en ek het 'n afperiode gehad en ek het gaan aanmeld en het gesê ek moet my huis toe gaan. En ja, lang storie kort was ek dokter toe en MRI van die brein het gewys daar's 'n aneurisme op my brein. Baie gevaarlik, dit moet uit, want as die ding bars gaan ek 'n 2% kans hê om te leef tot wat die ambulans kom. Na hierdie skokkende nuus wat jy ontvang het, moes jy sekerlik jou lewe aangepas het. My hele lewe het hierna verander. Dit is 'n baie gevaarlike operasie van 9 ure lank en die kans om te oorleef was net 50%. Daar gaan ander dinge soos kon verlam wees aan die een kant en aan 'n ventilator wees. En daar was 'n klomp dinge wat hy gesê het wat ek nie nou gaan noem nie, want dit was 'n groot skok. Ek kan net sê van my vreugde toe ek bygekom het na die operasie en ek vind ek is nie aan 'n ventilator gekoppel nie. En toe kom die herstelperiode. Dit was ook tydsaam en die moegheid. Jou brein sê jy kan dit doen, ek kan badkamer toe gaan, maar my liggaam kan nie. So maar dit het na 3 weke bietjie beter geraak en toe 5 weke daarna toe sê my kind, ons moet Kaap toe kom. Sy gaan nou oor ons ontferm en help met my terapie en genesing en ons is toe voort, nie? Ons kar op die trein gesit en afgevlieg Kaap toe en daar het ons nuwe lewe begin by Irene, waar sy my so noukeurig versorg het. En sy het ook in hierdie tyd toe vir my gesê, ek moet weer begin verf. Het julle drastiese veranderinge in julle lewe aangebring as gevolg van jou uittrede uit die onderwys? Daar in die Kaap het ons toe nou by haar in die huis gesit en baie goed versorg en baie nice, maar wat doen mens? Nou so het ek toe later begin, ek gaan probeer verf. Ek het op universiteit dit laas gedoen, maar dit het net van self weer gekom en dit was net 'n liefde wat ek kon uitvoer en ek het deurgedruk en dit was vir my wonderlik. Kon jy jou kunste weer hervat? Waar jy opgehou het, of het die jare 'n verskil gebring wat jy nie geskilder het nie? Ek moet sê ek kon nie eintlik enige tegnieke onthou nie, maar as mens net weer begin met 'n ding, dan kom dit van self terug. Jy sê jy het aangesterk by jou dogter na jou operasie, maar waar het julle toe gevestig na hierdie herstelperiode? Nou na 6 maande se aansterk het ons nou 'n plekkie gesoek om te kry 'n woonstel, maar kyk in Blouberg is dit verskriklik duur, is ook nie daar 'n woonstel nie. Te kry ons 'n baie oulike plekkie in Moreesburg met 'n tuin by en 'n kompleks en ons het sin toe getrek en weer van voor af begin. Het jy 'n spesifieke herstelprogram gevolg, 'n rehabilitasieprogram, of hoe het jy ons herstel na jou operasie? Daar het ek elke oggend wakker geword met die blye besef dat ek 'n tweede kans gekry het om weer te kon lewe. Ek het tuin gemaak en ek het begin stap, heerlik op die paaie uit. Dit was so 'n paddaling toe met sulke bome wat ek lekker kon gaan stap het en ek het fiks geword weer.
me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Jy was nou in volle swang met die skilderkuns weer gewees. Vertel ons meer hiervan. Nou ja, het is ek fiks en gesond en ek kon met hartelus verf. En ek het by Facebook aangesluit en my werke daar begin vertoon en toe later my werke wat ek geverf het uitgestal by 'n pad kafee ding op pad na Piketberg toe en in Piketberg self ook en die goedheid verkoop en toe sien ek southafricanartist.com en ek het by daardie plek aangesluit op sosiale media. Wat 'n wonderlike ding, want toe kon my kuns net verkoop. Ita, die van ons wat nou nie southafricanartist.com ken nie, wil graag bietjie meer hoor van hierdie sosiale media platform waar jy jou kunste
dan tentoongestel en verkoop het? Die South African Artists.com instansie stel jou werke nou virtueel bekend, maar wat lekker is die hele wêreld sien dit, né? Dis globaal. En hulle neem wel 'n hoë kommissie fooi, maar hulle is baie regverdig en baie professioneel. Het jou lidmaatskappe hulle jou tot voordeel gestrek? Die grootste voordeel wat ek hiervan gehad het, is natuurlik die feit dat my werke veral in die buiteland verkoop het. En ek het selfs kommissies opdragwerke ontvang om vir mense te skilder. Ek onthou Europa, Kanada, vrou in Australië, Engeland, selfs iemand in Abu Dhabi in die Arabiese Emirate. Meestal portretstudies, maar ook ander wat hulle gevra het ek moet skilder. En later was my skilderye uitverkoop, maar hulle wou dit gehad het en het hulle my gesmeek om die werk te kloon. Nou, dis iets wat ek nie van hou nie, maar ek het dit gedoen. En ek het goed gedoen, want ek het betaling in euro en dollar gekry, natuurlik verwerk na ons rand toe, so dit was goed. En ek dink dit was die bloeitydperk van my kuns. Jy het vroeër vir ons gesê dat julle in Moreesburg gevestig het. Het julle daar gebly of het julle later dan ook weer julle wortels uitgetrek en verhuis na 'n ander gedeelte van ons land? Moreesburg is maar 'n afgeleë dorp en uiteindelik het ons besluit dit is so moeilik om dinge in die hande te kry. Daar's nie tandarts, dokters of wat ook al nie. En toe sien ons toevallige plekke in Gordons Bay by die see in Harbour Island met 'n lieflike see uitgesig en dit is ons daar gaan vestig. Ita, het jy ooit al uitgestal in gallerye of eenman uitstallings gehou? Of verkoop jy maar jou eie skilderye of het jy jou eie galery? Ek het my werke uitgestal in Somerset West, daar in Gordons Bay en by Riebeekasteel en Bloubergstrand, ook in kunsgalerye in Piketberg en Aberdeen, vir my kind Marguerite Beneke, wat 'n glas kunstenaar is in Aberdeen in die Karoo. Daar's verskeie mediums in die skilderwêreld. Watter medium gebruik jy of waarvan hou jy die meeste? Die medium waarvoor ek baie lief is om mee te werk is olie. Dit is net so 'n ryk tekstuur en dit blend so maklik as ek dit so kan noem. Ek kan nie van akriel nie, dit is strak en word te gou droog. Ek het later ook waterverf as medium ontdek. Dit is 'n moeilike medium, nee, want jy fout maak en dit nie reg verf nie, reg skilder nie. Maar ek het heelwat werke toe uitgestal en ook verkoop. Ita, nou gaan ons bietjie wegbeweeg van die kunstewêreld van skilder en ons gaan bietjie in die wêreld van woorde in beweeg. Wanneer het jy beginne dig? Alhoewel ek baie lank Afrikaans aangebied het as 'n vak, het ek nooit die behoefte gehad om te dig nie. En ek dink die eerste keer wat ek begin het was in 2010. Eendag langs die hawemuur gesit het en net besluit, nou gaan ek 'n gedig skryf. Nou, soos ons almal weet, Ita, is die skrywerswêreld 'n journey waarop jy gaan. Jy groei deur die jare. Vertel ons van hierdie journey van jou. In digkuns het ek 'n gawe ontdek om te kan deel wat my siel wou sê, wat ek nie eintlik met ander oor kon praat nie, en woorde het net uitgeborrel. Ek was so lief om dinge te beskryf, die natuur vas te vat en unieke metafore, en ek het al die genres wat daar is, het ek oor gedig, en my groot liefde was om in sonnette te dig. Nou, dit het ek ook gedoen, en ek het selfs ook die Engelse gedigte begin dig, en later ook die niche-mark van smaakvol, sensuele woordkuns aangedurf. Ek het my eie diggroep op die been gebring op Facebook, en het goed daar gegaan. Was 'n baie groot, is nog 'n groot diggroep, en daar het ek ook begin met die skryf van
gedigte slyp te onderrig in my eie digterskool wat ek aangebied het op Facebook, wat nog steeds aan die gang is. Ita, jy het sekerlik ook al baie toekennings ontvang vir jou digkuns en baie hoogtes bereik. Ek het nie aan digroepkompetisies eintlik deelgeneem nie. Ek het 'n paar en baie goed gedoen, maar ek is nie 'n kompetisiemens nie. Ek het verkies om my eie kompetisies aan te bied op my eie groep, waar ek vir die mense vooraf die geriglyne gegee het wat punte gaan tel. So dit was eintlik 'n baie regverdige ding en hulle was daarvoor. Hulle was nogal lief om dit te doen. Ek het nie van kompetisies self gehou nie. Hoeveel digbundels het jy al publiseer? Ek het 3 digbundels publiseer. Een is 'n Afrikaanse ene met 'n Franse titel Sê maar wie, wat beteken dit is my lewe. En dit ek my Engelse gedigte vervat in 'n ander bundel van Words from my soul. En selfs sensuele bundel toe het die lig gesien van 18 plus. Ek het nie groot oplaag gedruk nie, maar daar's 'n paar herdrukke gewees en hulle is almal verkoop. En iets wat ons digters baie belangstel in, jy het ook 'n digterskool of ook genoem 'n slypskool. Vertel ons meer van hierdie slypskool van jou. Ek het die digterslypskool op Facebook op die been gebring en is nou nog aan die gang. En my oogwerk was nie hier om digters se styl te verander nie, maar hulle bloot te stel aan die kennis van die verskillende genres wat letterkunde vereistes is aan so 'n genre wat hulle eintlik van bewus was nie, en ook vir hulle die unieke funksies te leer van verskillende taalverskynsels en beeldspraakforme om 'n gedig werklik af te rond.
Ek wil baie graag nou 'n bietjie wegbeweeg van die wêreld van woorde en by die wêreld van musiek kom. Ita, jy het klassieke musiek geneem, soos jy vir ons vertel het. Het jy ooit weer die klavier nader getrek? Ek het 4 jaar gelede vir die eerste keer weer begin klavier speel. Ek het alles vergeet. Ek het net besluit ek is nou weer lus om te speel na ek 'n opname geluister het van Chopin se Nocturnes. En ja, ek het my stukke begin oefen, die note geleer en nou kan ek dit self speel. Ek speel graag werke van Chopin, Beethoven, Debussy, Mozart en Bach. Jy is nou 'n klassieke pianis, maar is dit al waarna jy luister of is jou musieksmaak baie breër as net klassieke werke? Ek luister na alle musiekgenres. My musieksmaak is eklekties. Van klassieke musiek deur tot Metallica, Rammstein, rockgroep en Leonard Cohen se mooi melodieë. Noem vir ons 'n paar van jou gunsteling sangers op en watter snitte jou gunstelinge is van hulle. So ook die klassieke werke. Ek het nie gunsteling sangers nie. Ek is lief vir komponiste Bach, Beethoven, Bruch, Mozart. Ek hou veral van die mineurtone in musiek soos die adagio bewegings en klavierkonserte en simfonieë. En Ita, hierdie vraag moet ek ingooi. Hoe voel jy oor Afrikaanse musiek? Ek is nie eintlik lief vir Afrikaanse musiek nie, veral nie die algemeen kommersiële klanke nie. Ook nie die bokkie bywe genres nie. Ek is lief en ek luister na sangers soos Teun Jordan en Matthys Roots, mooi diep stemme. En ek hou van die lirieke van Connie de Villiers, moet net nie vir my boere musiek en sakkie opsit nie. Beskryf of omskryf vir my die gawes van die kunste, musiek, dans, skryf in gevleelde woorde, want dis tog gawes wat ons van God ontvang en wat hy aan ons toevertrou het en wat hy wil hê ons moet ontwikkel. Hoe omskryf mens die gawes van die kunste? Nou, vir my gee dit my siel vlerke van vryheid en vervulling, fisies en geestelik, met al my emosies te kan uiting gee aan die mooie in die lewe. Wat kuns betref, van hoe die lig op 'n voorwerp val, dit vas te lê op doek, of op 'n klavier 'n melodie te kan speel dat die note kan sing, of met my woorde iets te kan beskryf, waar ek sintuie kan gebruik om vir 'n blinde persoon te sê, hoe hoor mens dit wat jy nie sien nie, of vir 'n dowe te kan sê, hoe sien jy dit wat jy nie kan hoor nie. My sintuie juig oor alle gawes van musiek, dans, dig en skilder. Hierdie skoonhede is tydloos, universeel. Waar kan belangstellendes jou kunswerke besigtig? My kuns kan besigtig word nou op die southafricanartist.com, tik net my naam in by search, Ita Vroneman, en ook op YouTube, as jy dit doen. Ek het 'n paar files daar, met verskillende van my gedigte, wat voorgelees word, die radiostasies, RSG en ander, en ook verskillende files met my skilderye in, wat ek geskilder het. Julle kan ook my kuns sien op my Facebookblad Art by Ita, die galerye wat ek genoem het, en julle kan my gedigte aanhoor, ook op YouTube as jy intik, soos ek sê, of jy kan op Facebook kyk na my blad Words of My Soul. Ita, dan wil ek graag weet, en so ook die luisteraars, waar kan mense jou bereik om van jou kunswerke aan te koop, of waar kan hulle jou bundels bestel of aankoop? My kuns kan gekoop word op Facebook in genoemde galerye, of kontak my net. My nommer is 071 33 19348. Ita, as 'n vrou wat deur die smeltkroes van die lewe gegaan het en wat regtig teruggeveg het om weer haar lewe
soos die Engelse sê, te reclaim. Het jy vir ons luisteraars 'n laaste woord van aanmoediging of bemoediging, inspirasie, om vir die mense wat voel die uitdagings in hulle lewens is net te veel en hulle wil liewer net opgee, weer moed en hoop te gee? Die laaste wil ek net as boodskap sê, glo in jouself. Jy is tot alles in staat as jy jou daarop toespits. Moet nooit vra, hoekom, as iets slegs jou tref nie. Soos die dood van my kind, ek het net geweet, daar is nie antwoorde nie. Maar as jy nou nie in beheer is van wat die lewe op jou pad bring nie, is jy wel in beheer van wat 'n keuse jy maak. En hoe jy dit gaan hanteer. Ek kies om te sê, my glas is al vol. En elke nuwe môre is 'n splinternuwe kans. En ek leer om gelukkig te wees van binne en dankbaar te wees oor wat die lewe vir my gee. Want die lewe skuld my niks. Maar wat ek kan nalaat in die lewe, wat miskien ewigheidswaarde het, en tog 'n verskil kan maak in die lewe van ander. Leef elke dag asof dit jou heel laaste dag is, met 'n dankbaarheid in jou hart, en droom, wonderwerke gebeur elke dag. Ita, baie dankie vir daai pragtige woorde, en vir die wonderlike voorreg wat ek vandag gehad het, om met jou te kon gesels, oor jou lewe en die kunste in al sy vorme. Vader het jou beslis toebedeel met fenominale gawes, maar ook groot uitdagings, wat jy meesterlik oorkom het, en elke dag van jou lewe in oorwinning leef. En ek en die luisteraars wens jou net die beste toe vir die toekoms. Rihanna, baie dankie vir hierdie heerlike gesels met jou. Het was 'n voorreg om te kon deel wees van Mosaïek van skrywers en digters in Radio Jada. Ook baie dankie luisteraars dat julle saam geluister het na my. Dit was 'n voorreg om julle hier te ontmoet. Kom ons dra die kunste uit. Liewe luisteraars, baie dankie dat julle saam geluister het na hierdie onderhoud met Ita Vroneman, een fenominale kunstenaar, maar ook vrou en mamma. Kom luister gerus weer saam volgende Sondagmiddag, wanneer ons weer so maak. Shalom. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go, but if you never try you'll never know just what you were. Lights will guide
try